En besonders wil ek dan nou groet van die bedroefde familie. Amen. Wat geskeur is deur hierdie dood. Halleluja. Jy weet altyd dat 'n mens so by ek het mos nog 'n jaar met 'n keer kom dan preek ons by die Javas. En jy moet sterk wees. Amen. Weet jy hoe moeilik is dit om sterk te wees? En verlede jaar, 'n week voor my graduation, sterwe my ouma. Ek is 'n ouma kind. In feite ek moet nie sê kind, ek moet sê kind. Ek is 'n ouma kind. Ja. Halleluja. So ek word by mamma groot. Kan iemand sê mamma? Mama. Yes. En die ouma sterwe toe nou 'n week voor die graduation en ek is so geskeur en gebreek deur haar dood. Amen. Dat eendag gaan ek graaf toe en ek gaan sit by die kopklip. En ek bars weer uit met die huil. Ek sukkel om aan te loop. Jo, dit was so seer. En ek gaan toe huis toe en ek sê vir die Here, jong, ek is nou so kwaad, want die ander ding se naam is ek word ek moet sterk wees. En die Here sê vir my, moenie sterk wees, jy wees swak. Ja. Wees swak. En die woord van die Here sê, onder hierdie son is daar 'n tyd vir alles. Die Bybel sê daar's 'n tyd om te jubel, maar dan is daar ook 'n tyd om te ween. Amen. Trane as 'n rivier wat die Here in ons geïnstalleer het om ons te vervoer uit die hartseer tot in die oorwinning. Halleluja. So die woord van die Here aan die familie vanaand is, moenie sterk wees, jy wees swak. Hey! Ween vanaand. Amen. Dis die enigste manier hoe u vertroosting kan vind, is wanneer u swak is. Toe ek my huil, toe ek heel dit huil, toe huil ek my uit hy seer uit, dat dit nie meer so erg is vandag nie. Halleluja. En 'n ander ding, ek staan in die ons noem dit in Richie noem ons dit 'n Java. Ek hoor julle sê troostdiens. Ons noem ons sommer 'n Java. Seker waarom wat ons Java drink met die troostdiens. Amen. En ek hoor die prediker sê daar, ja, die Here die ou plantjie gepluk. En toe vat hy gaan plante daar in die hemel. Nou vra hy die Here dan nie plante in die hemel. Hoekom moes hy my plant? En ek is so kwaad. Amen. Ja. Halleluja. En ek vra, hoekom het die Here nou my ouma gevat? Amen, want hulle sê die Here die ouma gevat. En die Here verduidelik my deur sy woord. En die Here sê vir my, ek is nie 'n God wat dood maak nie. Ek is 'n God wat lewe gee. Halleluja. Halleluja. Die Bybel sê die dief het gekom. Johannes 10:10, die dief het, the thief cometh not. Die Bybel sê sy assignment is om 3 dinge te doen. Hy sê the thief cometh not but for to kill, to steal and to destroy. En die woord van die Here sê elke tyd wanneer iets in jou huis het gesteel word, jy moet weet dat behind the scenes as daar 'n duiwel wat aan 'n jong mannetjie se oor gespreek het en gesê het, gaan speel daai anti-se TV. Amen. Elke tyd wanneer jy jou ongeluk sien, elke tyd wanneer jy 'n kus sien wat afsak in die grond en 'n familie wat gebroken is en geskeur is deur die dood, die Bybel sê jy moet weet die mens agter die seer is die dief. Ja. Wat die duiwel is. Halleluja. Ja. Hy sê maar ek het gekom om julle lewe te gee. En lewe in oorvloed. Die Bybel sê die eerste man Adam was 'n lewende siel, maar die tweede man Adam is 'n lewendmakende gees. Die Here is nie die beginner van dood nie. And God is not the author of death, he's the author of life. He supplies life, he gives life. Halleluja. God self is lewe. Halleluja. God maak nie dood nie. In feite as die Bybel praat van die dood, hoe die Here die dood term, ek dink is 1 Korintiërs 15 onder korreksie. Dan sê die Bybel die laaste vyand wat vernietig sal word. Die Bybel sê dit is die dood. So in God se oë is die dood 'n vyand. Maar die prediker sê die Here het kom vat. Nee! Die dood is 'n vyand. Kyk iemand langs en hy sê die dood is tog 'n vyand. Die dood is tog 'n Sê die dood is 'n vyand. Die dood is 'n vyand. Dit is 'n vyand. En dan met allerlei woorde gesê, moenie worry nie wat die dood dan ook is, dis 'n oorgangspoort. Amen. Van die lewe na die heerlike lewe. Van die lewe na die heerlike lewe. Halleluja. Halleluja. Dis hoekom as Paulus praat van Christus, hy sê die dood vir ons wat die Here aangeneem het, is 'n wins. Is 'n wins. Amen. Is 'n wins. Iemand sê my laas, hy sê daar, ja, ek glo nie in die hemel en hel nie, ek glo in, ek weet nie hoe noem hy dit. Hy sê hy sterwe dan sê niks. Dat hy aangaan. Amen. Die dag toe die Here Adam maak en Adam blas, toe blas die Here 'n onsterflike natuur binne in Adam. Bybel sê, and God took that clay and breathed it into his nostrils, the breath of lives. Halleluja. So as te ware kan nie een van ons sterwe nie. As die Engelse man praat van die dood, dan sê the person has passed on. Amen. You are only passing on from the seen world into the unseen world. Amen. Amen. Ek onthou 'n study wat gekondak was in die 1970s deur Dr. Duncan McDougall. Hy vat toe 3 subjects. Een is groot, een is 21 en een is 'n babietjie. Mense wat op pad is om te sterf, en hy weeg hulle drietjies weeg hy nou. En
Toe hulle weer sterwe, toe weeg hulle weer. Toe sien jy, die hele 3 subject wat hy gevat het was 'n eksperiment. Amen. Toe sien die scientists dat op die dag van die dood dan weeg hulle 15 gram minder. Amen. 15 gram minder. Amen. So there's an intangible substance that resides within a human being that leaves the person at the point of death. Amen. Jy sien wie jy is, jy's binne in jou liggaam. En dis hoekom die dag wanneer u hel toe gaan, dan kan u nie die Here beweer en vra hoekom nie. Die Here het u 'n keuse gegee. Jesus is die tou wat in die water gegooi was toe u besig is om te verdrink. Amen. Dit hang van jou af, gaan jy die tou vang dat die Here jou red, sodat jy nie moet sterwe nie. Dis hoekom sê die Bybel, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in Jesus should not perish and go to hell, but have everlasting and eternal life. Dit iemand langs aan nie, sê neem die Here aan, neem die Here aan. It is dangerous to die without God. Amen. Hey. Sê neem hom aan. Neem hom aan. As dangerous om sonder die Here te sterwe. Die hel is 'n verskriklike plek. Amen. Halleluja. En inteendeel was die hel nie vir ons gemaak, hy was eintlik gemaak om die duiwel te punish. Maar wat maak die duiwel? Hy's 'n comrade. Amen. Hy dink hy hoe se noem mense die woorde. Hy recruit. Kom ons gaan na die woord van die Here toe, wil nie lank maak nie. Hy mannetjie op TikTok laat lag, my sê wie is 'n prediker, jy sê wil nie lank maak nie. Dan jy weet, amen. Maar ek gaan nie lank maak nie. Ek wil nie lank maak nie. As jy die Bybel saambring in Genesis 15 vers 19. Genesis 50 and verse 19. Die Bybel sê, and Joseph said unto them, fear not, for am I in the place of God? 20. But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Take your neighbor, say neighbor. They meant it for evil. Say, but God turned it for my good. Hulle het ten kwade bedoel, maar die Here kom hy so my sê, hy draai dit vir my goede, ten goede vir my. Halleluja. Nou ek wil baie kortliks, is 'n jong man wat geval het, amen. En ek wil kortliks praat oor die verhaal, die lewensverhaal van 'n ander jong man in die Bybel, Josef. Kan iemand sê Josef? Can someone say Joseph? Josef se verhaal in Genesis 37, amen, dat die woord van die Here sê sy pa het mos maar nou 12 seuns gehad. Hy was deel van die 12. En in die woord van die Here sê hy sê, and Israel loved Joseph more than all his other brothers or his other children. Hy het vir Josef meer lief gekry. En die woord van die Here sê, en hy maak hom toe a coat of many colors, 'n kledingstuk wat net so glanster en dit skyn. Amen. En die woord van die Here sê, en hierdie Josef het drome gehad, en die Bybel sê, and his brothers hated him the more. Amen. His brothers hated him the more. Jy weet, is so amazing hoe dat 'n mens kan haat in vandag se lewe vir dinge wat jy nie eens gevra het nie. Halleluja. Josef het nooit sy pa gevra om hom meer lief te kry as die res van sy seuns. Hy het nooit sy pa gevra om 'n coat of many colors te maak. Toe hy sy oop maak, toe sê hy sy papa's meer lief vir hom en sy papa maak hom 'n coat of many colors. Amen. It's amazing how folk will hate you for the things you never even asked. Toe jy jou oop maak, toe sê jy's briljant op skool. Kom Relo. Toe jy jou oop maak, toe hoor jy die mense sê, "O, jy's 'n oulike meisie, jy's 'n oulike seun." En die mense haat jou daarvoor. Hulle gee jou klomp name. Hoe sy dink sy's 'n missie, so hoe hy dink my skool, hoe hy dink my se wat. Amen. As 'n meisie, 'n mens kan haat vir dit wat jy nie eens gevra het nie. Amen. Maar kan iemand sê guns? As guns. Says guns. It's favor. It is grace and it is favor. Unmerited favor. Jy het nie daarvoor gewerk nie. Die Here het dit net aan jou gegee deur sy eie goedheid. Toe gun die Here dit aan u. Amen. Maar wees versigtig vir guns. Ek wil die 3 tekens gee dat u guns het. Kan iemand sê guns? En iemand sê guns. Nommer 1, die mense gaan jou haat. Die mense gaan jou haat ter wille van die guns. Wat guns maak is, as u geestelike oog het, dan sou u sien in die geestelike riem. Hulle noem dit 'n aura. Dis al soos 'n wolk met lig wat u omsingel. 'n wolk met lig. Amen. 'n wolk met lig is lig. Guns is lig. As dit wat goeie mense en goeie dinge na jou toe attract. Hallelujah. That's favor. Can someone say favor? Can someone say favor? Nou wat favor maak is gevaarlik, want dit bring
onnatuurlike vyande en natuurlike vyande bring guns na jou toe. Kan iemand sê I am favored? I am favored. Kan iemand sê I'm favored? I'm favored. Een meisie kom eendag, ek gaan dit weer noem, een meisie kom eendag, sy sê, man van die Here, weet jy, ek maak die mense niks, ek het pepklere aan, ons het dan niks in ons kombuiskaste, wat gaan dan met die mense? Ek vraag wat er gebeur? Sy sê, nee man, ek het nou net die afgestap, toe, kyk, hy girls my weer lelik, nou sy is 'n bietjie klein, sy verstaan nie, amen, en die Here gee my toch toe die revelation, die 'n ander man van die Here, amen, Amen. amen, en ek weet nie, het jy al gekyk as jy in die son kyk, wat gebeur? As jy in die son kyk, wat gebeur? Die trek mos jou gesig, want die lig is hy's te skerp, amen. Hy's te skerp. So my woord aan u vanaand, hoe jy weet jy het guns, as jy verby mense stap, dan kyk hulle jou lelik. Here help my. Jy dink die mense kyk jou lelik omdat jy lelike maniere het. Jy dink die mense kyk vir u lelik omdat jy as jy lelike maniere of jy hou jou hoog. Nee, hulle kyk jou lelik as gevolg van die guns van die Here wat oor jou lewe rus. Halleluja. Die salwing van die Here wat jy dra, irriteer die demone wat binne in hulle is. En so elke tyd wanneer jy verby hulle stap, dan kan hulle nie die blessing handle nie. Hulle kan nie die guns handle wat oor hulle lewe. Halleluja. So die enigste reaksie wat hulle het teenoor u, is om die lelik te kyk. Is om stories te loop en versprei wat nie eens waar is nie. Halleluja. Maar die Here het my gestuur om u te sê dat die rede hoekom dit goed gebeur, is nie noodwendig omdat jy sleg is nie. Nee, is as gevolg van die guns wat oor jou lewe rus. Dink iemand langs aan die, sê I am favored. Sê neighbor, I am favored. I'm favored. Sê ek dra die guns van die Here oor my lewe. Dis hoekom haat hulle my, maar ek trek nie eens dier aan die. Hallo. Dis hoekom haat hulle my, maar my kombuiskaste gaan daar regtig waar niks aan nie. Weet jy hoekom haat hulle jou? Want jy dra die guns van die Here oor jou lewe. Amen. Dink iemand langs en sê I am favored. I am favored. Sê neighbor, I am favored. Neighbor, I am favored. Sê neighbor, I am favored. Ah. Zabra die dama. Die ander rede hoekom jy gehaat word is want die mense wat kyk wat guns maak is, wat die seëning van die Here maak is, dit maak jou so toe dat dit jou ewen bewaar en beskerm van vyande af. Want die Here geweet, as jy guns op jou plaas, jy gaan vyande hê. Dis hoekom sê vir Abraham, I will bless those that bless you and curse those who curse you. So in Numeri 23 is die kinders van vader Abraham in die laagte van Moab. En die Bybel sê die koning met die naam Balak wil hulle doodmaak. Wat maak Balak? Hy gaan hier toe 'n valse profeet. Hy sê vir die profeet, hoorie, ek wil hê jy moet profeteer teenoor die kinders sodat ek hulle kan doodmaak. Amen. Sodat ek die kinders kan doodmaak van Israel. Halleluja. En die Bybel sê toe die profeet kom en hy stel toe sy altare op en hy maak offers aan sy God. Die Bybel sê toe Balaam sy mond wil oopmaak om die kinders van die Here te kus, om hulle te vervloek. Die woord van die Here sê toe sê Balaam die volgende, hy sê, how can I curse those whom God has blessed? Halleluja. Ek weet nie met wie het gekom om te praat vanaand nie, maar ek het gekom om jou te laat verstaan dat hulle kan jou nie aanraak nie, want wat bo op jou is en wat op jou is en wat in jou is die seëning van die Here. As die hand van God, as die salwing van die Here wat oor jou lewe rus. Amen. En dis die rede hoekom die duiwel jou nie kan aanraak. Die dink iemand langs aan die sê I am covered, I am covered, I am covered, I am covered. Amen. Ek weet nie, in Posman wat seker maar nog nie getoer nie. Die mense is blanke mense hier. Ek weet nie, ek het nog nooit stories gehoor nie. Maar ek kom van 'n klein dorpie Richie af. Woe! Jy kerels, joh, die Here moet ons redden waar help. Weet jy die mense toe so te kwaad wat ek ook gaan toe, hulle tog nie die boere nie. Ons het dan almal niks. Glory. Nee man. Hulle het nie die goedjies gebruik. Nee man. Amen. En hulle maak 'n mens kwaad. So hier's ek nou, ek is by die universiteit op my klaarmaak toe na 24. En daar's 'n antie wat bietjie lekkerig gevaarlik is. Anties lekker gevaarlik. En ek is maar 'n prayerful person oor die algemeen. Ek hou van gebed. Elke dag bid ek maar. En eendag bid ek klaar gebeur toe lek net so bietjie. En ek slymer toe weg en ek sien in 'n vision. Die antie kom, maar sy kom net tot voor ons deur. Dis die Woensdag. Sy wil inkom maar iets verhinder haar om in te kom. Something is pushing her back. Amen, something is blocking and stopping her from touching me. Sy wil inkom, maar sy kan nie. En ek staan op en ek dank die Here vir oorwinning. Die Vrydag toe ek huis toe kom, né? My ouma's was 7 keer, joh. Ons gaan nie daaroor praat nie, amen. Toe ek by huis kom, toe sê mamma vir my, die eerste woorde wat sy my gee, sê,
Kan jy glo daai dinges was weer hierso? Ek kan nou nie hy sterkwoord noem nie. Amen. Ek vra wat gebeur mamma? Nee, sy kom vra alles oor jou. Hoe ver is jy? Wat maak jy? Waar klom goedjies. Amen. En sy vra toe daai hele goedjies. Weet jy hoekom? Want die goedjies wat sy geprobeer het om my te blokkeer en te stop, het nie gewerk nie. Halleluja. Ek sê dat het nie gewerk nie. Halleluja. En weet jy hoekom haat hulle jou nog? As van eergister aan, toe kom hulle na jou huis om jou te kom toer om jou dood te maak. Toe hulle daar kom, toe dan kry hulle die engele van die Here rondom jou huis. Toe hulle daar kom, toe kom kry hulle die Here te laag getrek, laag gestel rondom jou. Dis hoekom kan hulle jou nie raak nie. So die oggend toe voor die spieler lekker aantrek. Toe jy hier die venster kyk, toe soek hulle jy lewe. Lewe die ding nou nie. I am still alive. Say, devil, you cannot touch me. Probeer met jou toergoedjies. Ry maar koeroman toe van my, maar devil, you cannot touch me. Jy kan my nie aanraak nie. Ek is die geseënde van die Here. Die salwing van die Here rus op my. Die Here se bloed. Jesus. Dis niks wat jy kan doen om my dood te maak nie. Dis niks wat jy kan doen om my te stop nie. Dit iemand langs nie. So I am untouchable. I'm untouchable! Ek sê die duivel kan jou nie raak nie. Die duivel kan jou nie touch nie. Dis hoekom ek eendag na by jou werk gekom toe sien jy daar's vadertjies wat daar lê, maar tot vandag toe het jy niks oorgekom nie. Hoekom? Want die hand van die Here oor jou. Dit iemand langs aan jou. So you cannot touch us, you cannot touch us, you cannot touch us. Jy kan my nie raak nie. Satan, jy kan my nie raak nie. Jy kan my nie raak. Sê nie ek breek hier, ek is die geseënde van die Here. Ek breek hier, ek is die geseënde van die Here. Woo, kom aan rally. Hoekom? Die duivel kan jou nie raak nie. Hoekom? Laat hulle sê wat hulle wil, laat hulle doen wat hulle wil, laat hulle ver ry soos hulle wil. Hulle kan jou nie raak nie. Dis die geseënde van die Here. Nommer 3. The reason why they hate you. As vir die rede, die Bybel sê Joseph het drome gehad. He had dreams, aspirations to go somewhere in life. En die Bybel sê, toe hy sy drome share met sy pa en sy broers, die Bybel sê, toe raak sy broers kwaad, sy boeties word kwaad. En die papa word ook kwaad, die papa skel hom. Bybel sê, en his father rebuked him. Amen. Weet jy kom haat ander mense jou? Is van jou groot drome, terwille van jou drome. Amen. Die drome wat jy het, as jy soos 'n normale posman kind het, amen. Hulle droom oor myn toe gaan en daar gaan werke wat. Jy sien alweer 'n groot stuk maatskappy wat jy eendag het. Jy sien alweer 'n groot stuk future wat jy het, amen. Die ding wat nog eens gebeur, is nog net 'n droom, dit nie wat. Dan moet jy klomp goedjies hoor. Hoe hy dink hy's dit en sy dink sy's dat. They will hate you for your dreams. Hey! Amen. Want wat drome is a picture of the future. A dream is a picture of the future. It is God showing you your future in picture form. Dat iemand langs aan die sê, keep the dream alive. Keep the dream alive. Ek gaan nie nou verredig hoekom ons nou dan so depressed raak. Ek maak klaar met die skool toe na 17, 18, as ek depressed. Nee, ek wil nie regtig gaan study, dat ek wil net werk. Gooi ek by Pep in. Pep sê my, jong Pep. Wat? Julle moet vir Pep help. Pep is soos my oompie wat gesê het, hy sal my help as ek klaar maak met die skool. Hy het my nooit gehelp nie. Jare red vir Pep. En ek apply police army. Oral, ek kom nergens in. Jong, depressed, boom. Depressed. Hier kom 2019 nou. Apply weer, my lewe gaan nergens. Waar gaan jy? As ek my WhatsApp status kyk, my vriende wat in my samskool gaan, maar die mense wat net so aan my, die mense post, jong, waar gaan die aan? Here, heel verheel oukie. Amen. Wow. Daar's mense, ek weet ek het beter as hulle gedoen. Ons was goed op skool, beter as ek kan stadium Kaapstad. Ja, maar wat gaan die aan? Here, help my toch, amen. Een van die redes hoekom ons depressief raak mense, is want ons compare onsself met ander mense. En die Here moes my leer dat everyone has got his own journey. Jy jou eie journey. Kom boy. Fokus op ander mense se lewe, want ander mense se sukses. Kom boy. God kom vir jou. Halleluja. As die Here jou neighbor sien, moet jy jaloers raak nie. It simply means that God is in the neighborhood. You might be next, moet jy happy.
Wat vir jou kom is even groter en beter. Dink iemand langs aan die, sê moenie jela nie. Jy jela man wat 'n polo kar gekoop het en hom gedrop het. Weet jy, daar's 'n Mercedes vir jou op pad. Halleluja, dink iemand langs aan die, sê moenie jela nie, moenie jela nie, moenie jela nie. Daai jealousy limit jou. Ja. Man, en ek kry toe werk. Dan begin ek aan by die fabriek en ek werk toe daar so. Jo! As jy 'n lekker werk. Die eerste dag wat ons inval, nou sê die boer vir ons, "Right. Kom julle manne, julle, waar is hy diewelinge?" Diewelinge, lekker sê jy ek wou staan net hier met te sien. Ergam nou. Man, ons staan toe in 'n lyn. En daar so 'n klein fyn maar mannetjie. Hy gooi die meele af. Kom James, vat. Gooi die man die meele af op die kgs. Die farmfoods meele word daar gemaak. Gooi die man af op die kgs. Hey joh, staan ek op. Lekker excited maar mannetjie. Dankie Here vir past tense. Amen. Sorry daaroor praat. Hier staan ek op door die lyn en hulle gooi hy 50. Kom ons skiep aan die ander dag. Die ander dag dan. Pas as ek wil hom klaar maak, kom maar klaar. Kom maar klaar. En hy man. As ek hom klaar maak. Hy gooi toe hy 50. Toe hy man hy 50 kg gooi. Ek kom toe ek hom het, dus ek kan nie. Hy 50 kg vrou. Ja, dankie. Maar die mannen van mij en die 50 kg optellen. Halleluja. Mag je hier elke maar broer. Dat heel gedaan. Nee! Als je dat van mij komt doen, ik ga niet meer. Man. En ik werd toen daar lekker depressief. Lekker depressief. En jong. Als 7 tot 5 maandag tot vrijdag. Als ik bij de huis kom, ik zo doodmoe. Nee, ik kan er bij zelf neergroeien, dan het weg. Morgenochtend maakt mama mij weer wakker. Stel dat je dit zei gisteravond, die van de rij kost net weer zo lunch. Was hij lekker niet? Maandag zegt Jesus. En weer zondag zegt Jesus. Maandag bij de werk komen, zegt die boer, joh man, gezegd. Is hij lekker niet? Ja, werken harde omstandigheden. Van beetje chill, dat is lekker niet. En die Heer die maakt me van die Heer zegt van my seun, doen dat wat jy gedoen het. In 2014. In 2014 was ek in graad 9. Toe sê ek, nee man, I've got aspirations to preach the word of God in Johannesburg, in Cape Town. Amen, in Bloemfontein, in Postmansburg, in Katoo. Toen noem ek die plekke so. Ek sê vir die Heer, I have aspirations of preaching the word, even in America. I'm a guy of big dreams. Dink iemand langs jy sê, moenie bang wees om groot te droom. Moenie bang wees om. En ek discover toe dat vir my om in Joburg te preek, I must work on my English. Nou Richie is predominantly net Afrikaans en ek werk aan my Engels, lees Engelse boeke, Engelse Bybel, Engelse predikers en ek kry my reg. Amen. Eendag raak 10 nou, 2015 gaan ek na die veld toe staan op 'n Muurshoop. Hulle gaan nog nie ken julle stadskinders. 'n Muurshoop is die huise wat mure bou met die sand. Glory. Ek staan toe op die Muurshoop. Met hande gevou. Ek het 'n woord in die dictionary geskryf wat sê orator. Nou sê ek, in the name of Jesus, I'm a great orator. Dat beteken public speaker. Ek kon nog eens voor mense staan nie. En ek confess it. Because your confession will become your possession. Dat wat jy confess. Sal jy possesseer. Die woord in Hebrew is dimel, is 'n kameel. So in other words, your mouth has got the power to transport you out of this past into the future that you desire. Dat iemand langs die sê, moet nie dood oor jou lewe spreek. Moet nie dood oor jou lewe spreek. Spreek die regte ding. Transporteer jou uit die lewe uit na die ander lewe toe. Amen. En ek sê, I'm a great orator. En weet jy wat maak ek? En ek preek toe vir die gras. Ek het 'n bottel water saamgebring. En 'n lappietjie. Ek sê, nee maar die predikers wat hulle preek, hulle sweet dit. Nou vat ek die water en spat dit by natte preke vir hy. Ja, sit dus. Hij preekt over die gras met broken English. Hij was toen nog 15. Toen dag 18. Toen bij alle profeet van Joburg. Hij zei van mijn pa, hoor je, hier een jongman van opgaan. Een soort hier. En ik nodig jongman wat ik kan komen helpen om te preken. En ik ga toen gaan preken. Ons help die man van de Heer. Die maandag zei die profeet van mij, je moet bij die school preken. Ik ga toen school toe gaan preken toe. Toen ik kom geven van mijn tafel. Ik sta aan mijn tafel. En ik preek. Aan mijn preek. Kom
die gees van die Here agter my en hy skinder my oor en sê, onthou jy die muur so? Ja. Onthou jy die gras? Amen. Onthou jy dit? En die Here sê vir my, die muur so met die tafel geword dat jy nou moet opstaan, want die kinders is te veel, is 3000. Die gras wat jy voor gepreek het die 3000 kinders geword reg rondom jou. Amen. En dan challenge every young person in this place. Die Here het gestuur om u te sê, never stop dreaming. Hallelujah. Keep the dream alive in your heart. Hou aan droom. Jy sê manlie, hou aan droom. Hallelujah. Hou aan droom. Hou die droom lewendig in jou hart. Keep the dream alive in your heart. Moet jy op, jy sê stupid as jy preek vir 'n spielie. Jy sê dom as jy karre maak met die drak, want jy wil enige mechanical engineer word. Jy sê dom as jy papier uitskeer, geld opteken en met hy geld speel, en jy wil 'n accountant word. Nee! Keep the dream alive. One day your dreams will come into fruition. One day your dreams will realize. Tik iemand langs aan die, sê keep the dream alive. Keep that dream alive. Terug by die geweek op die werk. En die Here sê van my, waar het jy gemaak? Jy het geconfess en ek confess toe dat sê, I'm so on the varsity, dat so plek sê, I'm so plek university student. In the name of Jesus. Wie sê boer my net skeer klaar geskeel? Ek werk op boven die turbines as ek hard op, amen. Dan sê ek, I'm so plek university student. Amen. Ek raak so bold, dat ek na my Facebook toe gaan, ek change my Facebook profile. Ja. Ek sal plek die university. Diezelfde universiteit wat my 3 keer gereject het. Ek sit daar op my Facebook, amen. En die mannen noem my mal. Die mense vraag dat my gedagte verloor, amen. Maar toe 2020 kom, toe is ek recht binne in die varsity. En ek maak toe dat ek vandag staan as onderwijzer. Ek heb iemand langs aan die. Say your dreams are valid. Your dreams are valid. Never stop dreaming. Your dreams are valid. Moet nie ophou droom nie. Die Here het 'n droom in jou hart geplaas. As hy ding dat jou wakker hou in die aan. Die rede waarom ons depress is. Amen. Jy was 'n jong dame toe wou jy 'n nurse word. Toe gebeur die lewe, toe gee jy op jou drome. Nou is jy depressief. Amen. Want binne jou is daar 'n nurse in jou siel wat uitroep om uit te kom. Maar jy ignoreer dit. Maar hoor wat sê die Here? Die Here sê ek maak weer drome wakker hier vanaand. Die Here sê ek maak weer drome wakker hier vanaand in die naam van Jesus. Get the spirit of the Lord will come to you in the evening time and wake you up and put that dream back in your heart. God will reignite your dream that is in your heart. Dit iemand langs aan nie. Say never stop dreaming. Never stop dreaming. Dis 'n groot oom wat sê wat sê, "Hey, ek het klaar geleef op Branaka 60. Daar's niks, ek kan nie weer besig nie." Colonel Sanders was 66 toe hy vir KFC begin. KFC is vandag die grootste franchise in die hele wêreld. Van 66 wat klaar afgetree. En jy dink jou drome sê wel dat jy never stop dreaming. Dit iemand langs aan die. Sê hou op droom. Hey! Amen. When you ophou droom, keep on dreaming. Yeah. Keep on pursuing the thing. Yeah, keep on. Keep on. Dit iemand sê keep on dreaming. Keep on dreaming. Amen. So hou aan droom, hou die droom in jou siel. Tot iemand weer langs aan die, sê hou aan droom. Hou aan droom. Sê hou aan droom. Hou aan droom. Hou aan droom. Halleluja. Ek maak al weer klaar met 'n lelik skiep hierso. Halleluja. En so gaan Josef nou. En die Bybel sê sy pappa stuur hom eendag en sê, hoorie, vat vir jou broers kos weg en gaan hoor toe wat gaan aan met die skape. En hy kom toe daar, was Maria jaloers op die arme man. En die woord van die Here sê, hulle vat vir arme Josef, gooi hom eers in 'n put, hulle wil hom doodmaak, toe gooi hulle hom in die put. En die Bybel sê toe, kom Juda sê, nee man, laat ons nie die mannetjie doodmaak nie man. As hy nou van die dag ons broer. En die Bybel sê, Juda kom en Juda haal hom uit die put uit. Amen. Amen. Juda beteken prys. Die put is 'n donker plek. Ek weet nie wat 'n donker plek is hier vanaand nie, maar hoor wat sê die Here, praise your way out. Praise your way out. Praise your way. Praise is a vehicle that can take you out of the put into the palace. Praise your way out. En hulle vat toe met Josef, hulle verkoop hom aan die Ismaeliete. Hulle sê hom, wie gaan ons hier vir die Ismaeliete? Want toe gaan hulle? Hulle gaan nie af Egipte doen. Verkoop toe vir Josef, sê die Bybel, vir 20 shillings of silver. En dan gaan Josef, hy kom in Egipte. By Potifar sê hy, Potifar stel hom aan. Ek wil net kort maak, want die tyd is weg. En die woord van die Here sê, en as hy by Potifar sê, die Here seën hom, die Here seën alles wat Potifar het, terwille van Josef. Amen. Mama, as jou familielede toch net kon geweet dat die rede hoekom hulle staan, is terwille van u se gebed. Dat sou u nooit opgehou bid het. Halleluja. Ek wil praat met elke moeder hier vanaand, amen.
moenie ophou bid nie. U se gebed dra die familie. Ek weet hulle minag u. Ek weet hulle sing neer op u, maar u se gebed dra die familie, dra die kinders, dra die straat, dra vir Posman. Moenie ophou bid nie. Hou aan bid. Want die Here seën ter wille van jou. Dink iemand aan sê die Here gaan seën ter wille van my. Die Here gaan seën ter wille van my. Okay, jy maak klaar. Ek maak klaar. En die woord van die Here sê, en daar kom Josef, hy word toe gebeledig. Potifar se vrou wil saam met hom slaap en hy sê nee, hy's 'n heilige man. Amen. Toe hardloop hy weg. Hy slap nie met 'n getroude vroukie nie. En hy hardloop toe weg. En die woord van die Here sê en sy koud val agter. En die vrou kom lieg en sê dat die man het iets aan haar gedoen. Gebeur dit nou nog in society nie? Gebeur dit nou nog? Hoeveel arme onskuldige manne gaan nie tronk? Ons sê nie almal is onskuldig nie, maar 'n paar van hulle wat in die tronk is ter wille van iets wat die eens waar is nie. Mag die Here hulle help. En so beland arme Josef in die tronk en daar's die bakker en die skinker, En Josef is vir 'n lang tydjies in die tronk. Ai, arme Josef. Lang tydjies hy in die tronk. En die Bybel sê en die manne droom toe, elke van hulle droom, die skinker en die bakker. En Josef lê hulle se drome vir hulle uit. En met verloop van tyd gaan die bakker uit. En Josef sê van hom onthou my toe. Hy onthou nie die man nie. Toe gebeur lewe, toe gaan hy dood, die koning maak hom dood, is hy dood. Toe gaan die skinker nou weer uit, die man wat vir Farao wyn gee. En Farao reinstate hom en sit hom in sy plek. Amen. En die Bybel sê 2 jaar daarna kry Farao 'n droom. En die skinker onthou, daar's mos 'n mannetjie wat goed is met die ding van Josef. En hy sê vir Farao, hoor, daar's 'n man in die tronk. Kan ons sê hy mannetjie gaan Ja, God remember this. Is goed, amen. Amen. Ek spreek dit vanaand hier oor iemand se lewe dat the Lord will remember you. The Lord will remember you in the name of Jesus. That's iets wat jy mee goed is. Al wat jy nodig is 'n destiny helper. Baie van julle moet lankal ryk gewas het, suksesvol gewas het, maar die mense jou vergeet. Amen. Maar hoor wat sê die Here? The spirit of remembrance will once again visit the earth. Amen. Al die mense wat jy voor goed is, gaan jou weer onthou. Die mense wat jy so klomp geld geleen het, wat jy nie weer terugbetaal nie. Die Here gaan maak dat hulle jou onthou en jou terugbetaal. Dink iemand langs aan die, sê die Here gaan jou destiny help stuur. En sê iemand gaan kom en jou naam noem by hoë plekke. As jy daar by die myner nou gevra, wie kan toch die doen? Hoor jy? Hy auntie kan lekker koeke bak, kom ons bring vir haar. Sy nou wel die regte company, ons gaan na help om te register, maar laat sy die koeke kom bak vir die mense by die myn, daar kry jy jou geld. Die Here gaan vir jou 'n destiny help stuur. Someone that will help you to give birth to the dream that's inside of you. Want die rede om ons op aarde is net om te doen wat die Here wil hê ons moet. En as ons klaar is, dan gaan ons. Dr. Miles Monroe, hy sê, the purpose of life is not to die old, but empty. Empty beteken, jy het aarde toe gekom en dit gedoen wat die Here jou voor gestuur het om te doen. En wanneer jou werk klaar is, dan gaan jy hemel toe. Dis hoekom ons op aarde is. En hy sê, die Here sê van, die rykste plek op aarde is die myne in Bosmansburg. Of hy myne daar in Witwatersrand, in Wits, die goue myne, of die diamantmyne in Kimberley, of die oliegronde daar in die Midde-Ooste. Die Here sê om die rykste plek op aarde is die graveyard. En by die graveyard is haar oupa wat daar lê, wat moes 'n ryk dokter geword het. Maar weet jy wat gebeur met hom? Toe vergeet hy van sy drome. Hy los sy drome en hy drink sy lewe weg en hy sterwe met hy groot ding wat die Here in hom geplaas het. Ek doen toe enige research, ek is alweer klaar. Tik op man, dit jy lieg. Halleluja. Amen. Ek vra, hoekom lyk die Americans so peanut butter and jelly? Hulle maak even songs van dit, peanut butter and jelly. Gaan doen die research. En dan kry jy rede kom hulle dit laaf is van, daar was 'n ou by die naam van John Washington Carver, wat gelewer het. Hy het was aan ons het apartheid gehad, die Americans het segregation gehad. Net so afgesom met die mense wat nog nie wit was nie. Afgesom met hulle. Kan nie sê die niggers. Amen. En John Washington Carver het in sy laboratorium gesit, hy was 'n man van meditation. En gebid, Here, wat is wat ek kan maak, wat klomp geld maak, sodat ons so swaar mense kan skole bou, en hospitale, en universiteite, dat hulle se lewe kan, want ek is nou 'n biochemist, maar deur genade, swart man! En die Here gee my 'n idee, en hy vat toe 'n peanut, en uit die peanut kry hy 300 produkte, waarvan een van hulle peanut butter is. Ja. En die peanut butter verkoop so goed, dat hy 'n multimiljonair word. En hy bou skole, en laat die swart mense skool toe gaan, hy bou universiteite, en laat hulle universiteit toe gaan, en regte onderrig kry. Weet jy hoekom veg die duiwel is so? Jou deur, maar kan hy weet, jy's goed in jou hart, die dag
as jy jou deurbraak kry, die hele kinderreisstraat gaan uitgesort word. Satan weet as die Here jou oplig, jou familie gaan nie meer swaar kry nie. Hy arme mannetjie wat so die drugs is, jy gaan betaal vir hom, laat hy hier afgaan, na die rehab toe. Maar nou jy die geld, jy kan hom eens ja, die duivel veg jou, amen. Maar hoor wat sê die Here, gaan jou weer eens, gaan hy jou help. En jy gaan die oplossing wees in jou familie. Ja. Jy gaan die oplossing wees in die familie. Halleluja. En hier is Josef, hy kom, interpret die droom van die koning. En die koning maak hom prime minister. Amen. Amen. En die kerk is daar nie net predikers nie. Dat is alles. Amen. Even in die woord van Daniel was 'n president, sê die woord van die Here. Amen. En Joseph word 'n prime minister. Hy red nie net Egipte nie, maar die hele wêreld. Want daar was 'n hongersnood wat die hele wêreld getref het en daar was kos in Egipte. Food that was preserved by Joseph. And Joseph became a man who saved the entire world with his gift. Die plan wat die Here vir u het, die was as 'n grootste plan. Jy dink pas van die Here, dink die wêreld. Die mense sê julle is die lig van die. As die wêreld Bosman. Wat is die straat se naam? Iris weg. As die wêreld Iris weg. Das mense wat so klein drome net soos Iris weg. Klein drome net soos ons hier in Newtown. Die Here die wêreld instoor. Amen. Die woord lig aan die Griek as baptizo. It means stadium light. Why? Stadium light. Jy sê dis little light of mine. Yeah, you are stadium light. Hey! You have the potential to save the Hey! entire world. Hey! Dit is binne in ons geplas om die hele wêreld te red. Amen. Dat iemand dan sê, I'm going to save and change the world. Hoe is het dat Bob Marley sy land gered het met songs van liefde? One world, One love. one love. Let's hear to it. 'n man wat het 'n gitaar in sy hand gehad het en lang treks, wat sy land gered het. Amen. Amen. So die Here die wêreld instoor. God wil die wêreld red deur u. Maar al wat blind is u. U sien nie die bigger picture nie. Kom ons maak klaar. Ek maak nou. Regtig klaar. Glory. Yay. Amen. Wie maak ek klaar? Sit die vinger in die lug, sê I'm that star up in that sky. I'm that star up in the sky. In that sky. I'm that star. Hier kom Josef nou met die dietjies maak klaar. En die Bybel sê hy red toe die wêreld, sy broers het maar so afgesou met hom. Hy was die swartskapie van die familie volgens sy broers, afgesou. Hulle was jaloers teen hom, wou hom doodmaak, toe verkoop hulle hom somme. En die Bybel sê eendag toe kom hulle kom koop ek. Hulle erken nie eens vir Josef nie. Amen. Ek verklaar het door iemand se lewe hiervan dat die Here gaan jou lewe so verander. Hulle sal jou nie eens meer kom herken nie. Hulle gaan nou net hy ou suster by hy ou doek en hy sweer. As hulle net sê hy die kind se lokke hang. Die mense het 'n ginger Mary rok aan. 'n lang Gucci hakke. Halleluja. Hoe dan as 'n JD. Ja, as ek halleluja. Dis die Here gaan die tafel so kom verander. Jou eie familie kom ken jou nie eens meer nie. Want hulle ken jou maar net as jy se vensters kan was. En die kinders oppas en die skottels was en die Here kom maak jou 'n madam. Die Here kom maak jou 'n missus. Die Here kom maak jou 'n groot bas. En jou eie familie jou nie eens erken nie. Dis hoekom jy die swartskap moes was. Because God wanted to prepare you for the assignment ahead. Oh. En die manne en Joseph reveal toe. Sê wel ek is Joseph Jens, gaan aan met papa. Ek is Joseph. En hy praat paar woorde met hulle. Bybel sê hulle gaan sê vir Jakob, "Hey jong Joseph lewe nog." Bybel sê toe Jakob die woorde hoor dat Joseph nog lewe en hy sien die waans wat Joseph gestuur het om hom te kom haal. Is 'n gevaarlike karre, wag. Ferraris, Rolls Royce, Bugatti, wat gaan die aan? My kind het ryk geword in Egipte. Die Bybel sê toe staan die gees van Jakob op. En sy gees, halleluja. Halleluja. Die Here gaan jou so goeie nuus gee. Jy dink jy's klaar met die lewe. Nee, my kind, ek het maar klaar gelewe. Nee, die Here gaan sulke goeie nuus bring. Jou gees gaan van niks op jou opstaan binne in jou. God will renew Yes, your yes, youth yes, like yes. that of an eagle. Yes. Dis good news. Yes. My ouma's 80 jaar, eendag preek ons dat die woord van die Here bring genesing. Sy het 'n kierie geloof, toe smyt sy daai kierie weg. En tot vandag toe, she's now 84 years old. She's walking to church. Ek gaan haar nie eens meer. Sy stap keer toe deur die krag van die Here. En maak klaar. En hulle kom toe daar en hulle lewe toe.
Halleluja, wat die Bybel sê, en Joseph en al sy hele familie, hy soek sy hele familie uit. En dat die woord van die Here sê, toe sterwe sy papa later, en die broers was bekommer. Hoe Joseph wil ons nog nie dood, maar nou dat papa dood is. Hy sê, toe kom Joseph, hy sê, nee, relax, gents. You meant it for evil. But God came and turned it for good. Die duivel het gedink die werkloosheid gaan jou keer en jou stop. Die duivel het gedink dat van die feit dat jy verkragt was op jou ouderdom, dat gaan die droom aan jou doodmaak en jou blokkeer en jou stop. Die duivel het gedink hy kan die dood gebruik in die familie te krak en te skeer. Wat die Here wil hê. God will turn it. Die Here sê ek draai elke kwade vir die goeie. Halleluja. God will turn it around. Dit nie balans aan nie. Sê o ja, Jesus. God will turn it around. Ek sê die Here gaan die tafels weer draai. Die Here gaan hulle moes jou kogel op skool. Moet nie waar nie. Hulle gedink as hulle jou kogel op skool jy gaan stop nie. Die Here het hy gebruik as building blocks. Bouwmateriaal. En die verkry wat jy naartoe gaan. Dit iemand langs aan nie. Sê they meant it for evil. They meant it for evil. God will turn it for my good. God will Nie hoor wat sê die Here, ek draai dit in goeie vir jou. Hy was gemolesteer en verkragt wat jy klein was. Hoor wat sê die Here, ek draai dit vir jou goed, ek draai dit. Ek die Here God draai dit, ek draai dit. Ek gebruik jy as bouwmateriaal onder jou voete. Sodat jy moet word wat ek jou gestuur het om te word. Dat nie balans aan nie. Sê die Here kom draai. Die Here kom draai. Ek sê die Here kom draai dit, halleluja. God kom draai dit, God kom gebruik dit om jou te bou, God kom gebruik dit om jou te druk. En wanneer toe jy moet op pad is. Kom ons staan en gee die Here so lieflike eer en prys. Ek is klaar. God will do it for you. Iemand sê die hand op die hand op die bos sê, God will do it for me. God will do it for me. Sê, I'm that star up in that sky. I'm that star.